Geseënd is jy wat vanoggend hier luister. Ek stap uit na 'n lieflike baie reën wat hier by ons op die plaas geval het op dele en dis daardie tipe reën waarvoor ons so lank gewag het. Nie stort vloed nie, net genoeg om die stof te laat lê. Ek buig af en ek vat die grond in my hand. Sondag was hierdie grond in sand kliphard gebars. Onbuigbaar, net stof. As jy daarop geloop het, was dit stof wat jy uitgeloop het. Maar vandag is dit sag, ontvangend, lewendig. Ek druk my vingers liggies daarin en dit gee pad. Nie omdat die grond harder probeer het nie, maar omdat daar reën geval het. En dan hoor ek die woorde van 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaars behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word. Ek staan daar met hierdie nat grond in my hand. Hierdie grond het nie gewerk om nat te word nie. Dit het nie homself voorberei of bewys of verbeter nie. Dit het net die reën ontvang. En dis wat genade doen. Ek het soveel jare probeer om beter te wees, meer gedissiplineerd, meer heilig, meer aanvaarbaar. Maar geregtigheid is nie iets wat ek kan produseer nie. Dis iets wat ek ontvang. Jesus het geword wat ek was, sodat ek kan word wat hy is. Is dit nie mooi nie? Kom ons luister dit weer. Jesus het geword wat ek was, sodat ek kan word wat hy is. Wanneer God nou na my kyk, sien hy nie meer droë gebarste mislukkings nie. Hy sien 'n lewe wat deur sy genade nat gemaak is. Ek hoef nie vandag myself te straf vir gister se droogte nie. Ek hoef nie weer en weer my eie hartseer oop te krap nie. Reën het geval in my lewe. Genade het gekom. En soos hierdie grond in my hand, mag ek ook sag wees, ontvangend wees, lewendig wees. Hou op om jouself te verbeter uit skuld en begin leef uit ontvangende genade. Laat die reën doen wat net reën kan doen. Shalom.